En so verander my en jou lewe radikaal. Kry dit nuwe betekenis, nuwe sin, nuwe energie wanneer ek ontdek dat ek is nie die middelpunt van my lewe nie, maar Jesus Christus is die middelpunt van my lewe. Kan ons haleluja sê? En ek en jy is geskaap om God te plesier, om hom te behaag, om hom vreugde te gee. En ons noem dit 'n lewe van aanbidding. En as ek en jy so lewe, is jy haleluja. Ek kan nie bekostig dat die Here nie my gebede hoor nie. Kan jy jou oë sluit en net dink aan die seëninge wat jy vanoggend van die Here ontvang het. Ek vanoggend, toe ek daaraan dink ek onmiddellik, maar al die goed wat ek al verloor het. Dalk geliefdes en goed en verkeerde besluite wat ou maak of dinge wat as ek maar net dit gedoen het. As ek maar net daaraan toe gegaan het. As ek maar net soontoe gegaan het. Dan dink ek, maar die Here was goed vir my gewees. Here, as 'n gemeente kan ons vanoggend na U toe kom en sê, dankie. Dankie vir elke seëning in ons lewens. Elkeen van ons kan dink, ons kan ons seëninge tel een vir een vanoggend. Sê maar ons het goedheid by U gekry. En daarom staan ons vanoggend hier voor die Here. Ons staan voor 'n nagmaaltafel met elemente van wat ons herinner van 'n kruis, van lyding en pyn, van die bloedoffers en van 'n lewe afgelê. Ons sien dit voor ons. Ons sien dit hier voor op die tafel. Ons sien die elemente van die brood en die water wat ons herinner van daardie dag en daardie offer. Vanoggend het ons 'n dankbare blydskap binne ons, Here, dat U opgestaan het uit die dood uit en dat U opgevaar het hemel toe en dat U eendag weer gaan terugkom. Halleluja! Kan ons hande so oplig en wy en sê, dank die Here, dankie Here. Daar's 'n wederkoms. Hy gaan terugkom. Jesus Christus gaan terugkom. Ons het 'n hoop in ons hart. Ons het 'n lewe waarvan ons lewe dat daar eendag gaan wees dat ons gaan Christus ons redder sien in fisies voor ons. Daar ons net 'n dankbare hart, Here, en ons bid vir hierdie tafel volgende. Ons bid dat die elemente wat ons gebruik, dat die wyn wat ons gebruik, dat dit elke liewe gedeelte van hierdie drama wat afspeel, ons sal versterk in ons binne ons en dat ons sal 'n hoop sal hê dat ons die toekoms in gaan saam met Jesus Christus. Ja. Heilige Gees, kom wees die ene wat dit versterk by ons, wat ons bystaan en wat ons sterk maak. En ons bid vandag vir elke persoon wat nood het. Wat daar 'n uitkoms moet wees, dat hulle verwagting het by die Here dat daar 'n wonderwerk plaasvind. Ons bid vir elke liewe persoon dat hier 'n wonderwerk sal gebeur. Ja. Dat U hulle sal aanraak op 'n bonatuurlike manier, dat U 'n pad sal maak waar daar nie 'n pad nou op die oomblik is nie, maar dat hulle sal weet, God Almagtig het hierdie ding vir my gedoen en daarvoor is ek dankbaar. En ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Halleluja. Dankie Koning Jesus. Om 'n lewe van aanbidding te lewe. Kyk wat sê Openbaring 4 vers 11. Here ons God, U is waardig om heerlikheid en eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Ek en jy is nie ook net per toeval hier nie. God het gewil dat ek en jy bestaan. Dit is sy plan, dis sy doel dat jy hier moet wees. As hy dit nooit gewil het nie, sou jy nooit hier gewees het nie. Maar kyk hoe mooi sê die King James vertaling, dis nog daai vertaling met die thou, maar gaan hom so lees. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So God
skape dat alles in die skepping vir hom 'n vreugde sal gee, hom sal verheerlik, hom sal behaag en sy heerlikheid verkondig. Dis die rede hoekom ek en jy bestaan. En dis interessant daar in Openbaring 4 vers 11, daar waar daar staan deur u wil het alles ontstaan. Dit dra die betekenis in die woordjie, die oorspronklike taal van om vreugde te gee. Dis geskape om vreugde te gee. En jy en ek is geskape, alles is geskape om God vreugde te gee. En dis die rede vir ons bestaan. En as ek en jy as kind van God dit ontdek, dat elke aspek van my lewe moet die Here aanbid, nie net om Sondag kerk toe te kom om hom te aanbid nie, maar dat my hele lewe 'n lewe van aanbidding moet wees, gebeur iets groot. Nou in 1543 het 'n man met die naam van Nicolaas Copernicus wiskundige berekening gedoen terwyl hy deur sy primitiewe teleskoop gekyk het en gesien iets is nie lekker nie. Al die jare het hulle geleer dat die aarde is die middelpunt van die sonnestelsel. Maar met sy berekeninge en hoe hy die beweging van die planete gesien het, kom hy toe op sy primitiewe manier dat die son is die middelpunt van die nie van die heelal nie, van die sonnestelsel. Die son is die middelpunt van die sonnestelsel en in ons sonnestelsel wentel al die planete om die son. En dit was 'n revolusionêre ontdekking geweest. Hy was so baie mense was kwaad vir hom, tot die ou Katolieke kerk was kwaad vir hom geweest oor hierdie ding wat hy nou leer van hoe kan die aarde nou nie die middelpunt wees nie. Maar as jy sien berekeninge, dis my waarnemings, dit wat ek sien. En dit het die manier hoe ons kyk na die sonnestelsel en die heelal vir altyd verander. En so verander my en jou lewe radikaal. Kry dit nuwe betekenis, nuwe sin, nuwe energie wanneer ek ontdek dat ek is nie die middelpunt van my lewe nie, maar Jesus Christus is die middelpunt van my lewe. Kan ons haleluja sê? Baie kinders van die Here leef, hulle is kinders van die Here, maar eintlik is hulle op 'n manier die middelpunt van hulle eie sonnestelseltjie. Ons moet weer die Here die middelpunt van ons geestelike sonnestelsel maak. Niks gaan jou meer lewensvreugde en meer lewensbetekenis en lewensdoel en energie gee as dit nie. Want kyk, as jy na niks mik nie, wat sê die spreekwoord, gaan jy dit elke keer tref. Ja, jy's reg, David, as jy gaan dit as jy na niks mik nie, dan gaan jy daai niks mis. Jy gaan dit tref, jy gaan niks tref nie. Maar as ek weet, dis my doelwitte. Dis waarop ek my visie moet instel. Gaan my lewe anderster wees. Gaan ek doel en betekenis en vastigheid in my lewe hê. Gaan ek weet waarheen my lewe op pad is. En ek en jy is geskaap om God te plesier, om hom te behaag, om hom vreugde te gee. En ons noem dit 'n lewe van aanbidding. En soos ek reeds gesê het, aanbidding is nie net Sondag in die kerk nie, maar dis om te besef, my hele lewe, die A tot Z daarvan, die kleinste aspek van my lewe, is aanbidding. Aanbidding is meer as nie die hartslied wat ek hier op 'n Sondag sing. Dis 'n 24/7 leefstyl wat sê, God is nommer 1 in my lewe. En as ek en jy so lewe, is jy, halleluja, wat God laat glimlag. Kan jy sê prys die Here in hierdie kerk? Nou, aanbidding het twee kante. Dit is my geleefde aanbidding, my lewenstyl aanbidding, en dan is dit ook my lofprysing en aanbiddingsliedere en gebede wat ek aan die Here bring. En al twee hierdie is so belangrik. Die een kan nie sonder die ander nie. Die een het die ander een nodig. Sonder passievolle, opgewonde aanbidding en lofprysing teenoor die Here word my geleefde Christendom 'n baie wettiese affære. Moenie. Als is kwaai ook, gewoonlik, né? Dit is 'n mag nie en ek sal nie en dit raak so 'n bietjie kleurloos en wetties. Maar as ek die Here nou wil aanbid met my lofliedere en ek het nie 'n geleefde aanbidding nie, dan is my woorde eintlik leeg en is my woorde eintlik betekenisloos. Die twee moet by mekaar inhaak. Wanneer ek vir Jesus lewe, kry my aanbidding 'n nuwe diepte betekenis. Wanneer ek deur 'n passievol loof en prys, kry my geleefde aanbidding weer kleur en 'n opgewondenheid. En die twee moet hande vat en dit versterk mekaar.
Die Bybel leer vir ons in Kolossense 1 vers 10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. In alles, in alles. Ons aanbidding, niks is uitgesluit nie. Ons kom nie net Sondag kerk toe om te aanbid nie. My hele week, my hele lewe is aanbidding. Alles wat ek doen, dra die kenmerk van hierdie wat ek doen, doen ek om God te aanbid. Dis geleefde aanbidding. Hoe ek my vrou hanteer, is aanbidding. Dan 1 Petrus 3 vers 7 is daar 'n versie, julle wat my altyd so, dit gee my altyd hoendervleis bang. Daar staan, as ek nie mooi met my vrou werk nie, as ek nie na eer bewys is die swakker geslag nie, gaan my gebede verhinder word. Julle, ek en jy kan nie bekostig my broer dat ons gebede verhinder word nie, hè? Ek bedoel, as die geld min is en die druk is groot, dan moet die Here my gebede hoor, is dit nie? Ek kan nie bekostig dat die Here nie my gebede hoor nie. En die Bybel sê, as ek verkeerd werk met my vrou, gaan hy nie my gebede hoor nie. So, dan besef ek, alles moet aanbidding wees. Anders gaan my woorde voor die troon leeg wees, my gebede gaan leeg wees. Ek moet met my vrou regwerk, dit moet ook aanbidding wees. Vrouens, dis nou julle tyd om halleluja in hierdie kerk te sê, en op die banke te dans. Ek is nou aan julle kant hier, so okay. Maar aan die ander kant lees ons nou weer in Efesiërs 5 vers 22 tot 24, julle dink julle gaan wegkom. Daar staan so mooi opgeteken dat 'n vrou moet aan haar eie man onderdanig wees. Want die man is die hoof van die vrou. Soos Christus ook die hoof van die gemeente is. En hy is ook die verlosser van die liggaam. Daar staan daar, soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue ook in alles aan hulle eie mans wees. Nou ons verstaan hierdie dinge, vrouens nie te ja en amen nie ons Suid-Afrikaanse vrouens nie. Julle het oor die Drakensberge gekom, okay. Julle sê ja en amen vir niks. En dit beteken nie jy's 'n rubberstempel en jy's 'n vloerlap en al daai goed nie. Maar dit beteken daar's 'n gesindheid in jou hart, omdat jy Christus respekteer. Sal ek my man met die hoogste agting behandel en respek. Ek gaan nie soos 'n visvyf daar in die huis skree nie. Ek gaan my man met die uiterste respek behandel. Anderster gaan jou gebede ook nie gehoor word nie. Dis die implikasie as jy 1 Petrus 3 vers 7 deurtrek. En ek bedoel, ek en jy het nodig dat die Here ons gebede hoor. My hele lewe moet aanbidding wees. Hoe ek 'n pa is, hoe ek 'n kind is, hoe ek 'n ma is, hoe ek 'n vriend is, hoe ek 'n lidmaat in die gemeente is, hoe ek my werk doen, my werketiek, my tydbestuur, my finansiële hantering, my planne, hoe ek my lewe inrig. Alles is aanbidding. Alles is aanbidding. En skielik besef jy, maar die lewe wentel nie om my nie. Die lewe wentel om Jesus Christus. Daarom sê Efesiërs 5 vers 10, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Alles is nie altyd sonde nie, hoor. Hoor vandag. Dit hoef nie sonde te wees dat dit nie vir die Here aanneemlik is nie. Ons dink altyd, dit moet sonde wees, dan is dit nie vir die Here aanneemlik nie. Baie goed is nie vir die Here aanneemlik, wat nie sonde is nie, wat eintlik nie verkeerd is nie, maar dit vereer hom nie. Dit bring nie sy heerlikheid na vore nie. Dit plaas hom nie op die troon nie. Elke aspek van my lewe, en dis 'n moeilike ding. Want sien, Christen wees kan maklik vervlak tot, ek leef my lewe, en Sondag, dan is ek on fire. Sondag gaan ek die Here aanbid. Sondag gaan die Here my lofliedere hoor. Sondag. Maar as ek besef my hele lewe is aanbidding, dan bring dit 'n nuwe innigheid in my verhouding met Jesus. Dit bring 'n nuwe dimensie in my wandel met die Here. Nou is interessant, hierdie geleefde aanbidding word die lanseerplatform van waar my lofgebede en my lofliedere gesing word en na die Here gestuur word. Daarsonder kan dit nie gebeur nie. Inteendeel, as my lewe nie aanbidding is nie, hou die Here nie eintlik van my aanbidding wanneer ek dit sing en wanneer ek 'n gebed vir hom sê nie. Kyk wat sê 1 Samuel 15 vers 22. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here
Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer en om te luister is beter as die vet van ramme. Hy sê nee, julle verstaan nie. Die Here wil nie net julle lofoffer sê nie. Hy soek julle lewe. Kyk wat staan daar in Amos 5 vers 23 en 24. Hierdie volk het gedink hoe mooier musiek hulle vir die Here maak. Hoe beter hulle, hoe beter die musikante is, hoe beter die sangers opgelei is, hoe mooier hulle klere is, hoe mooier die omgewing is. Dan gaan die Here hou van die aanbidding. En dan sê hy vir hulle, verwyder van my die geraas van jou liedere. En na die geluid van jou harpe wil ek nie eers luister nie. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. So die Here sê, hierdie twee moet hande vat. Jy kan nie net my sing nie, jy moet ook vir my lewe, kan ons amen sê. Nou wat beteken, ek gaan net by 'n paar punte stil staan, om 'n lewe te lewe wat God aanbid. Nommer 1, dis om met God te wandel. Kyk dan, Genesis 6 vers 9, daar staan, en Noag het met God gewandel. Dit beteken 'n vriendskapsverhouding. Dit beteken 'n band wat hierdie man met die Here gehad het. En ons is met Jesus Christus versoen. 2 Korintiërs 5 vers 18. Ons is deur Jesus met God ons Vader versoen. En daarom kan ons hierdie band, hierdie innige band, 'n kind-vader verhouding beleef. Ek kan 'n vriend van God genoem word. En daarom sê Johannes 15 vers 14, julle is my vriende as julle alles doen wat ek beveel. Jesus sê, luister, daar gaan 'n dimensie in ons verhouding wees. Ek is jou Here, ek is jou God, maar daar gaan ook 'n iets wees in ons verhouding wat dit vir jou gaan laat voel soos 'n vriendskapverhouding. Natuurlik nie as gelyk is nie, nooit nie. Maar die innigheid van vriendskap gaan daar beleef word. Kyk wat sê Psalm 25 vers 14. Die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. Dis asof God dieper praat met jou. Daar's 'n vriendskapband as ek met hom wandel. Die tweede een is om met eerbied en ontzag voor die Here te lewe. Ook weer Noag, daarin Hebreërs 11 vers 7, omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam en hy het die ark gebou. Eerbiedig gehoorsaam. Dis om met 'n opregte hart voor God te lewe. Kyk wat sê Samuel oor Dawid, toe hy homself as koning en die ander broers, die groot broers, die sterk broers word misgekyk en klein Dawid word gesalf. Kyk wat sê Samuel. Hy sê daar in 1 Samuel 16 vers 7. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as 'n mens nie. Die mens kyk na die uiterlike. Hoekom doen ons dit? Ons kyk na die uiterlike. Hy sê maar die Here weeg jou anderster op sy skaal. Hy sê hy kyk na die innerlike. En Dawid het met 'n opregte hart voor God gewandel. Daarom het hy baie geweeg in die skaal van God. Daarom moet ons gereeld bid wat Psalm 19 vers 15 sê, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig Here, my rots en my verlosser. Dis 'n bereidheid om die Here te gehoorsaam al kos dit wat. Kyk wat sê Hebreërs 11 vers 8. Abraham het gehoorsaam weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Maar hy was gehoorsaam. Dis so ek hierdie lewe leef. Hierdie lewe leef wat God se hart bly maak. Dis nie net 'n Sondag ding nie. Alles wat hier gesê word, dit is aanbidding. Dis om my lewe oor te gee. Kyk wat sê Romeine 12 vers 1 in die boodskap vertaling. Daar in die middel, gee julle lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom is presies waaroor godsdiens gaan. Dis nie net 'n Sondag ding nie, dis 'n elke dag ding. En ek het gevind in my lewe om so 'n lewe te lewe, gebeur nie van self nie. Ek moet doelbewus gaan dink oor my lewe en sê, waar mis ek dit? Waar doen ek dit goed? Waar kan ek dit beter doen? Ek moet gaan beplanning doen. Ek moet my lewe inrig. Ek moet besluite maak. Luister, 'n lewe van aanbidding gebeur nie sommer net nie. Dit vat fokus, dit vat beplanning, dit vat dinkwerk. Dit sê, hoe kan ek die Here groter in my lewe maak? Hoe kan ek hom dieper beleef? Hoe kan ek hom behaag? Maar uit hierdie geleefde lewe kom hierdie deel van my lewe waar ek ook die Here loof en prys, waar ek hom groot maak en dit geniet. Daarom sê Hebreërs 13 vers 15, laat ons dan geduldig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Lippe. My hart is vol van aanbidding, maar dit bly nie net hier nie. Dit loop oor, dit spoel oor. Ek begin sing, ek begin die Here prys. Ek bid en ek roep hom aan en ek maak hom groot. Lippe beteken, daar's volume. Sê 'n bietjie volume.
Luister, ons is nie net stil nie, hè. As jy sê, bid vir ons. Jy moet nie fluister nie. Daar's volume. Laat jou lippe en jou stem en jou tong in beweging kom en dat dit wat in jou hart is uitborrel en die Here groot maak. Kan ons haleluja sê? En ons moet dit met vrolikheid doen. Psalm 68 vers 4. Maar vir die regverdiges sal daar blydskap wees. Hulle sal juig voor God. Hulle sal vrolik en bly wees. Halleluja. Ons is nie gedoop in suurlemoensap nie, né? Ons is gedoop met die Heilige Gees en met vreugde. Ons moet ons liggame gebruik. Nou weet ek, ons wat uit sterk gereformeerde tradisies kom, is om ons liggaam in aanbidding te gebruik. Dit voel partykeer, dis 'n brug te ver. Is so, ek weet mos. Kyk wat sê Psalm 95 vers 6. Kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Julle, dis wonderlik om voor die Here te kniel. Dis so wonderlik om uitdrukking te gee aan jou nederigheid en aan sy goddelikheid wanneer jy kniel. Kom ons gebruik ons liggame. Mag jy baie kniel terwyl jy kan kniel. Kniel voor die Here. Psalm 47 vers 2 sê, al julle volke klap met julle hande, juig tot eer van God met 'n jubelende stem. Halleluja. Daarom is dit so lekker partykeer, né, om net hier in die kerk te wees in 'n lied, het 'n lekker beat. Jy voel sommer. Jy sing saam, jy maak die Here groot, jy saam en jy gebruik jou hande. Maar gebruik jou hande, man, en loof die Here. Kyk wat sê Psalm 63 vers 5. Met my hande ophef. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Luister, daar's ander plekke waar daar staan ons moet koordans en koordanse was geoefende danse, maar daar was ook spontane danse soos Dawid voor die ark uitgedans het. Maar my liggaam is tot beskikking van die Here om hom te aanbid. My verstand, my emosies, alles is betrokke wanneer ek God aanbid. Luister, wanneer jy 'n kind van die Here word, beteken nie jy het 'n besemstok ingesluk nie. Is dit nie so nie? Jy natuurlik ons persoonlikhede verskil, van ons is meer gereserveerd, niks fout daarmee nie. Binne jou persoonlikheid aanbid die Here. Maar is my altyd lekker om ou te sien wat nie so ekspressiewe persoonlikheid het nie. Dis partykeer sien dis die Heilige Gees vaardig word oor die kerk. Dan sien ek staan hy ook daar. En hy's besig om die Here te aanbid met sy hande in die lug. Nou, waar moet ek die Here loof en prys? Saam met die gelowiges in die eerste plek, my medegelowiges. Kyk wat sê Efesiërs 5 vers 19. En sing onder mekaar lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. O, die Here hou daarvan as ons by mekaar is en ons sing saam. By ons kerkdiens, ons omgegroep, ons gebedsgroepe, ons raadsvergaderings, by ander bedieninge wat dit mag plaasvind. Man, voordat ons 'n groot aksie het die oggend, kom ons sing net gou 2 liedjies vir die Here en ons aanbid hom en dat die Here se Gees daal neer daar. Is so wonderlik as ons saam sing. Ons moet baie saam sing. Ons moet dit goed beplan. Daar moet baie gesing word in kerke. Kerke verskil, né? Party kerke sing 1 liedjie, dan sit hulle. Ander kerke sing 2 ure aan mekaar. Ek was al by al 2. Ek hou van die middeweg. Maar ek moet ook die Here nie prys waar die kinders van die Here saam is nie. Ons moet ons alleen is. Kyk van Daniël. Kyk wat staan daar in Daniël 6 vers 11. En soos sy gewoonte was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys, te aanbid en te dank. Halleluja. Daar tuis, daar by my sitbank waar ek kniel. Daar by die eetkamerstoel waar ek kniel, of in my kar, dit word 'n tempel tot eer van die Here, maar daar kniel ek aanbid en ek sing tot eer van die Here, ek maak hom groot. Lekker, en wat vandag so lekker is, die mooiste musiek is oral beskikbaar. Jy sit dit net aan en jy sing saam en jy loof die Here, en dit inspireer jou, en dit vernuwe jou. Ons sing ook saam met my huisgenote. Weet julle wat, ek dink, dis iets wat weggeraak het. Ons ou voorvaders, het baie gesing in die huise en die Here groot gemaak. Ek hoor nou nog baie keer stories van mense wat vertel hoe pappa en mamma in die huis gesing het en die aandhuisgodsdiens gehou het. Ons sing te min. En in Josua 24 vers 15 waar Josua sê ek en my huis sal die Here dien. Partykeer met jy en jou vrou sê, ons gaan 'n bietjie sit, ons gaan 'n paar geestelike liedere op die televisie aansit. Ons hoef nie hard te sing nie. Maar kom ek en jy aanbid net bietjie die Here saam. Kom ons kom net saam met die presence van die Here. Partykeer moet jy vir die kinders sê, kom ons gaan almal saam sing. Daar's visse in die water en ons sing almal saam, né? En ons maak die Here groot met kinderliedjies. Dit maak nie saak hoe ons dit doen nie, maar ons doen dit. Ons maak die Here groot met ons sange. Halleluja. Mag in ons huise gesing word.
Wat is die inhoud van wat ek doen? Danksegging is die eerste ene. Psalm 69 vers 31, so mooi staan daar. Dan sal ek die naam van God besing, hom met 'n dankliedprys. So offer is vir die Here verkiesliker as selfs die volmaakste offerdier. Danksegging in my liede. Wat is dan nog? Die name van God, die beskrywings van God. Julle, dis wonderlik. Daar's sulke mooi name van God. Die Here my voorsiener, die Here my geneeser, die Here my vrede. En dan is daar die mooiste Hebreëse name, byvoorbeeld, hy is Jehovah Rohi, die Here my herder. Nou die Hebreëse name, ons hoef dit nie te sê nie, maar omdat die Here homself in die Hebreëse dialek geopenbaar het aan Israel, het hy met hulle hierdie taal gepraat en het hy hom verduidelik dat hulle hom kon verstaan. So die Here se name is nie soseer sy name nie, as wat dit beskrywings is van wie hy is nie. Jahwe, wat beteken die tetragram, die vierletter woord, Jahwe, wat beteken ek is wat ek is. Elohim, wat beteken die God Almagtige, vir wie niks onmoontlik is nie. En wanneer hierdie name gebruik word, Jehovah, Jahwe of Elohim, kan ons dit gebruik? Ek hoef dit nie te gebruik nie. Want dit is nie, luister, praat God Hebreëus? Of het hy met die Hebreëse dialek gepraat, met 'n volkie wat Hebreëus gepraat het? Hy het met 'n volkie gepraat in Hebreëus. God praat nie Hebreëus nie. Op die dag van Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, was daar hoeveel tale wat geopenbaar was, wat verkondig het dat God God is. Die Bybel leer vir ons in 1 Korintiërs 13 vers 13, daar is tale van mense en tale van engele. God is nie Hebreëus sprekende God nie. Hy het met hulle Hebreëus gepraat omdat dit is wat hulle verstaan het. Hebreëus is nie 'n heilige taal nie. Dis 'n gewone taal. Alle tale. Maar God het 'n gewone taal gebruik om met mense te praat. En as mense vir jou sê, jy moet nou die inhoud van jou gebed moet jy nou maak. Jy moet sê Yeshua. Anders gaan jy nie hoor nie. Dan sê jy sorry pel. Verkeerde adres. Ons kan vir hom sê wat ons taal oor hom sê. As God vandag, as die Here byvoorbeeld nou, ons was nou Israel gewees en ons het Afrikaans gepraat. Daai tyd het Afrikaans bestaan toe hy nou met Abraham begin het. Dan sou God nie met my Hebreëus gepraat het, hy het met my Afrikaans gepraat het. Dan sou al die ouens gesê daar in al die dele van die wêreld, sou vir ons gesê het, jy moet hierdie woord vir ons sê want dis so in Afrikaans. Afrikaans is nie heilige taal nie, dis 'n taal. En daarom die inhoud van my gebed moet wees dit wat verstaanbaar is, maar ek geniet, en julle wat ook Bybelstudente is wonderlik om die Hebreëse name van God te bestudeer, want omdat God hom in daai taal geopenbaar het, kry die diepte van sy naam en betekenis van sy karakter in sy name. So bestudeer dit, maar jy hoef dit nie te doen nie. Dis net 'n verryking van dit wanneer jy God aanbid met daardie name. Daarom kan ons so mooi sê, God die Allerhoogste, El Elyon. U is hoog verhewe bo alles, o God. Ek kan sê, U is El Olam, die ewige God. U is die bron van lewe. U het nie begin nie, u het nie einde nie. Lekker, daai name, val ook lekker op die tong, né? En ek lag altyd so vir die Engelse mense wat nie R kan sê nie. Hulle probeer om hierdie Hebreëse name te sê. Hulle draai die Hebreëse name nek om, hoor. Hulle kan sê, julle weet mos. En die Hebreëse taal is omtrent net dit is so lekker om die Here groot te maak en te prys met sy name en dankie te sê wat hy vir jou gedoen het. Halleluja, dis wonderlik. Maar die effek daarvan is geweldig en daarmee wil ek afsluit vandag. Die effek van aanbidding is geweldig. Onthou julle in Handelinge 16 vers 24 en verder, Paulus en Silas is in die tronk en daar staan en hulle het gebid en lofliedere tot God gesing in middernagtelike ure. En skielik is daar 'n aardbewing en die tronkselle se deure gaan oop en die boeye val van hulle hande af. Ek het al baie keer gewonder, wat sou gebeur het daai oomblik as Paulus en Silas nie gebid het en nie die Here aanbid het nie. Hulle sou nog steeds in die tronk gewees het. Maar omdat hulle aanbid het God magtig ingegryp en daar het 'n verandering gekom. En deure het oopgegaan en boeye het afgeval.
Aanbidding verander my en jou baie vlakke. Die eerste plek waar dit my verander is, dit verander my fokus. Dit vat my fokus van myself af weg en dit plaas dit op God. Dit het ook effek binne in my. Dit onttroon my van my eie lewe af. En dit sit hom op die troon van my lewe. En waar daar aanbid word en geloof word uit 'n geleefde lewe waar God verheerlik word, daar is die krag van God teenwoordig. En word die duiwelse werke vernietig. En kom die Here se koninkryk in breuke deur. Ek en jy is geskape. Ons skepingsdoel is om te aanbid, om 'n lewe te lewe wat God behaag, wat hom tevrede stel, wat hom groot maak. En binnekort gaan ons hom sien. Binnekort gaan ons by hom wees en ons gaan die kore van die hemel, ons gaan daarbey aansluit. En saam met die engele en saam met die geheiligdes wat ons vooruit gegaan het, uit alle tale, nasies en volke, sê die Bybel, gaan ons die Here groot maak. Ek sien nie uit na daai dag nie.